Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Praat ek mense engele tale, maar dit is nie uit liefde nie. Is my woorde hol simbale, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis sonder liefde. Al my ywer my nie baat, net die warme hart van liefde bly oorwin deur goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, maar dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting kom en sal die liefde bly. Goeienaand hier by die Facebook radiostasie, die Duck Facebook radiostasie, waar u vanaand ingeskakel is. Hy klank selfs daar sê. Goeienaand almal, baie welkom hier by ons goeie nuusstasie, waar ons die woord van die Here in waarheid bedien. Ag, en ons kan loskom en vrykom en sekerheid hê in ons geestelike lewe. Baie welkom by vanaand se Bybelstudie oor die engele, en ons het laas week al begin met die engele Bybelstudie, en vanaand gaan ons aan daarmee. Dit is natuurlik vanaand die tweede deel, en kry u handleiding gereed, byderhand, en 'n notaboek en 'n pen en wat ook al u nodig het. Dis al wat jy nodig het vir ons Bybelstudie. Alles is daar op jou Bybelstudie vir jou neergepen. Jy kan so lekker saam met ons daar deurwerk, en dan is dit ook so 'n bietjie makliker so. Nou, voor ons vanaand gaan begin, gaan ek net vir ons eers 'n gebed doen. Vader, ons sê vanaand vir u so baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u vrede, Vader, wat alle verstand te bowe gaan. Here, toe ek vanaand weer so luister na die liefde, en ek besef, Vader, maak nie saak wat ons doen nie, as dit nie uit liefde is nie, dan beteken dit niks, Vader. Dit is 'n klinkende simbool en 'n lydende simbool. Vader, dit is asof ons dit nie eers doen nie. U sien dit nie eens raak nie, Vader, want Here, u is liefde, en dit is wat ons moet wees, in ons harte, in ons binneste. Dis wat ons moet uitleef, Vader. En ons eerste begin van liefde is om die Here Jesus Christus in ons hart aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker. Dis waar liefde begin. Dis waar ons liefde ontvang en kry deur u Gees, want dit is 'n vrug van u Gees, Vader. Baie dankie dat ons dit vanaand in ons harte kan hê as u kinders. Dankie, Vader, dat ons kan ywer om ons erfdeel, Here, in besit te kan neem in die hemele, dat ons ewige lewe in besit kan neem. Vader, baie dankie daarvoor, dat u ons help, dat u ons versterk, dat u ons krag gee, dat u ons, Vader, altyd lei in alles. Ons loof u net vanaand en ons prys u in die kragtige naam van u Seun Jesus Christus. U is so wonderbaar, u is so kragtig, u is so heerlik. Vader, vanaand is my hart so groot en dankbaar en opgewonde teenoor u. Here, om net u te loof en te prys en te verheerlik. Vader, terwyl ons so deur die engele les gaan, en
Here, ek besef hoe groot is u koninkryk. Vader, as die engele so kragtige, Here, helde en krygers is, hoe groot is u, Vader? Hoe groot is die koninkryk van u? Here, 'n mens kan dit nie eers indink nie. As 'n mens daai, Here, lees in Daniël, en ek lees, Vader, van die vuur wat so voor u uitgaan. Here, daai vuur hou nooit op nie, daai krag hou nooit op nie. En ek dank u net vanaand daarvoor. Vader, as ons die gees van u ontvang ons die strome van lewende water wat uit die troon van u uitkom. Hoe wonderbaar is dit nie om dit vanaand te weet nie. Ons loof u net, Here, dankie dat u ons sal help, die krag sal gee om te oorwin, Vader, elke versoeking, Here, elke versoeking wat elke dag voor ons staan, dat ons dit sal oorwin met u krag en heerlikheid, dat ons 'n verhouding met u sal hê, dat ons u sal verkout en ons eerste liefde sal verlaat nie. Dankie, Vader, ons loof u vanaand, en ek wil ook bid, Here, terwyl ek weer vanaand die engele Bybelstudie gaan aanbied vir 'n kosbare, Here, liggaam van u, Vader, wil ek bid dat u my sal help, dat ek met wysheid en insig sal spreek, asof u self spreek. Here, u woord sê so mooi, ons is ook boodskappers, Vader, ons is die boodskapper van u goeie nuus. Here, en vanaand wil ek dit bedien, asof u dit bedien, Vader, en daardie liefde en sagmoedigheid, en Here, aanmoediging en bemoediging, en ag, Here, net alles wat mooi is, en ek dank u in u liefde. Here, help my asseblief vanaand, dis my uitroepe in my hart, Vader, u weet dit, Here, dis al wat ek u kan vra, dat u my kan help, baie dankie daarvoor, dat ons harte kan oop wees, ontvanklik kan wees vir u woord, Here, baie dankie in Jesus se naam, amen. Wel, prys die Here, was so lekker om saam te bid, is ek reg my man, is alles reg? Kamer ek het hier op hom gevries, Oei, sin. Okay, so ons is reg, joh. Die klank en die beeld is perfek. Sjoe, ek is skoon op my senuwees vanaand. Ek is skoon uitgeslaan. Sien julle dit? Dit het so lanklaas gebeur, maar ek besef die verantwoordelikheid en die erns van elke boodskap wat uitgaan. Dat mens dit bedien in die waarheid van die woord van die Here. En niks uit 'n mens self uit nie, niks wat 'n mens self wil praat en sê nie. Sjoe. En dis 'n geweldige verantwoordelikheid vir almal wat ons dit moet bedien. Nou, ons het laas week so lekker gesels en ons het daaroor gepraat dat engele is boodskappers, dis die betekenis van engele. En so almal wat die boodskap van die Here Jesus Christus uitdra, as mens ook, is boodskappers in God se koninkryk. Hy gebruik ons as mense ook om dit uit te dra. En natuurlik sy engele is boodskappers en die Here Jesus Christus was ook 'n boodskapper in die koninkryk van God. So ons gaan vanaand lekker al hierdie dinge praat. Daar is nog heelwat dinge in die les wat baie opgewonde en interessant is, wat ons so lekker gaan deurpraat. Nou, as ons kyk na die hele saak van die engel van die Here, is dit baie keer 'n groot gissing en ons baie leringe daaroor. Wie is nou eintlik die engel van die Here wat met 'n hoofletter gespel is in die Ou Testament? Want dit kan 'n groot verwarring skep. Wie is hierdie engel in die Ou Testament wat God gebruik het? Is dit die Here Jesus Christus? En dit is natuurlik die gissinge, dis leerstellings wat daar buite is rondom al hierdie dinge, en vanaand gaan ons sekerheid daaroor kry. Nou, die engel van die Here vind ons op bladsy 5 tot en met bladsy 9 in ons handleiding. Gaan gerus soontoe, die engel van die Here is die opskrif, en dan gaan ons lekker daardeur begin lees. Nou, natuurlik is daar 'n skrif in Daniël wat vir ons duidelik wys wie hierdie engel van die Here is. So ons gaan begin met die skrif, dat ons sekerheid kan hê, wie is die engel van die Here in die Ou Testament? So ek gaan dit net gou vir ons hier opsoek. Dit is Daniël 12 vers 1 en ja, net vers 1. Daniël 12 vers 1. Kom ons gaan gou na Daniël toe. My oogies swem vanaand. Daar is Daniël 1, ek is sommer op hom. Daniël 12, dan sê ek Daniël 1. Daniël 12 vers 1, ekskiesie julle. So dit is wat ons gou lekker gaan deurlees. Kom ons kyk gou daarna. Daniël 12 vers 1.
En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So hier sien ons baie mooi, dat Daniël skryf hier vir ons, dat die engel wat opgetree het, primêr in die tyd van Israel, in die volk van Israel se tyd, was die engel Michael. Nou, omdat daar in Maleagi 'n skrif is van die engel van die verbond wat ook met hoofletters geskryf is, bring dit 'n verwarring. Aangesien daar 'n profetiese woord oor Johannes die Doper en Jesus is in Maleagi 1 vers 3 vers 1 opgeteken. En die mense voel dat omdat dit dieselfde spelling is met 'n hoofletter as in die Ou Testament, dat dit die Here Jesus Christus is wat die engel van die Here is. So dit is basies die leerstellings wat daar buite is, en dit bring 'n geweldige verwarring. Maar natuurlik, dit was 'n profetiese woord oor Johannes die Doper en oor Jesus. Nou ons gaan dit so bietjie later behandel, ons gaan dit nie nou dadelik behandel nie, ons wil net gou eers praat oor wie is die engel van die Here. Ons het nou so mooi gesien, dit is Michael, wat Daniël vir ons van geskryf het, wat in die Ou Testament opgetree het. En natuurlik, hy was ook die engel van die Ou Verbond. Hoekom was hy die engel van die Ou Verbond? Want hy en die ander engele, ons het dit mos laasweek gedoen, het vir Moses die Ou Verbond kom gee, die Ou Testamentiese wet kom gee. En Moses moes dit oordra aan die volk. Okay, so dit is hoekom die engel van die Here is van die Ou Testament. Okay, hy het die Ou Verbond, die Ou Testament vir Moses gegee. Alright, en ons weet natuurlik, die Here Jesus Christus is nie die engel van die Ou Verbond nie. Hy is die engel van 'n ander verbond wat ons nou by gaan uitkom. Right. Nee, ek gaan nie. Nou kom ons lees gou die skrif hierso in Handelinge 7 vers 37, net om doodseker te maak dat dit is die engel wat die wet vir Moses gegee het. Handelinge 7 vers 37. Sjoe, ek is vanaand verskriklik op 'n meisie sene wees. Ek moet nou eers kalm raak hierso. Ja, my man is langs my. Hy sê my help as daar ietsie 'n foutjie is. Dis verskriklik. Ai, die ou vlees, maar nou ja. So as mens dink jy bedien jare en jy is nie op jou sede wees nie. Sorry, dit is nie so nie. Dis elke keer nie. Asof jy vir die eerste keer in jou lewe gaan bedien. Ag, prys die Here. Kom ons kyk na Handelinge 7 vers 37. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers net soos ek is. Na hom moet julle luister. En natuurlik hier het hy nou van Jesus gepraat, nê? Nou dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel wat met hom op die berg Sinaï gespreek het en saam met ons vaders. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. So hier sien ons duidelik dat die engel het die wet aan Moses gegee en Moses moes dit aan die volk gee. Okay, so ons het hom so, nee, is ons reg daarso met dit. So dit is die engel van die Here, is Michael. Dis duidelik, ons hoef nie eens daaroor te debatteer nie. Nou, God het Michael gebruik om met Moses te praat asof hy self, en hy moes dit oordra aan die volk. Nou kom ons gaan na die skrif in Maleagi toe, want daar in jou handleiding op bladsy 10, kry jy die opskrif van die engel van die verbond. So gaan gou soontoe daar na bladsy 10 toe, en daar kry jy die opskrif, die engel van die verbond. As ek iewers te vinnig gaan, Kan ek vir Ernst net weer inval? Ja.
Ons was laasweek gedoen net met 'n beklemtoon. dat Die engele het altyd gepraat in die eerste persoon van God, asof God self praat. So ons moet dit nooit uit die oog uit verloor nie. So dit is byvoorbeeld soos Samson se pa wat gesê het, ek het God gesien en ek gaan sterf. So dit is hoe wat se agting hulle vir die engele van God gehad het, net om dit te benadruk dat ons dit net weer bietjie kan refresh. Dit het ons mos nou laasweek so lekker deurgewerk, nee. Yes. Kom ons gaan na die skrif in Maleagi toe. Onder die opskrif, die engel van die verbond, bladsy 10. Kom ons gaan bietjie soen toe, Maleagi. Kom ons gaan Maleagi toe. Maleagi 3 vers 1. Kom ons sit hom gaga oor soen toe. Maleagi 3 vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here, na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Ek wil dit net gou hierso noem. As ek te vinnig gaan, as iemand iewers iets nie verstaan nie, as ek iewers iets nie duidelik genoeg verduidelik nie, asseblief, julle kan inskakel, die lyne is oop. Dit is op die channel, nie? Ja, Die link is op die channel. As jy dalk ietsie vir ons wil sê, wat vir jou duidelik raak of wat ook al, is jy ook baie welkom. Jy gaan nie inchip nie, jy gaan my nie steur nie. Ons het dit hier voor ons gaan terug waar ons moet wees. So julle is baie, baie welkom. Ons wil julle graag hoor. Ons wil, julle sien ons, julle hoor ons en ons wil jou ook hoor. Okay. So kom ons lees hierdie skrif. Ons het nou die skrif gelees. Nou in hierdie vers beskryf hy die Johannes die Doper, wat voor die Here Jesus gekom het. So hy was 'n boodskapper gewees, wat voor die Here Jesus uitgegaan het, om vir hom die pad gelyk te maak, okay? Nou terwyl Johannes gedoop het, het Jesus na hom toe gekom, om deur hom gedoop te word. Die engel word dan hier ook beskryf as die Here, naamlik die engel van die verbond. So die engel wat hy hiervan praat, is die Here Jesus Christus. Want Johannes die Doper het vir Jesus die pad kom oopmaak. Daarna het Jesus aangegaan met die bediening, nadat Johannes die Doper die pad oopgemaak het. En wat se pad het hy kom oopmaak? Hy het vir ons kom bedien van bekering en vergifnis en al hierdie dinge. So hy het dit vir die eerste keer kom bekend maak aan die mens, dat daar vergifnis in die Here Jesus Christus is, dat daar verlossing is, dat daar vrymaking is in die Here Jesus Christus. Want dit was nie bekend gewees in die Ou Testament enigstens van vergifnis nie, want hulle kon nie daai volwaardige vergifnis kry deur die bloed van bokke en stiere nie. Die bloed van bokke en stiere kon ooit die mens losmaak of vrymaak nie. Anders was dit nie nodig dat die Here Jesus Christus gekom het nie. Okay. So die engel van die verbond wat hy hiervan praat. Julle gaan sien, hy skryf daar, die eerste een wat hy skryf, Here, skryf hy H met 'n hoofletter, E-R-E. Nou dit gaan oor die Here Jesus Christus, okay? En hy sê so mooi daarna. Ek wil net gou hier so inval. As jy my net 'n oombliekie sal gee. Ek wil net gou hier so inval hier. Hier is baie keer ook 'n verwarring en dis wat ons moet verstaan. As ons kyk die Here wat hier gespel is, die eerste Here, hoofletter H, gewone spelling Here, H-E-R-E, hoofletter met klein letters. Dis nie te sê dat elke keer in die Ou Testament, as hy praat van daai Here, verwys dit na die Here Jesus Christus. Want Here oor die algemeen beteken heerser. Okay? In hierdie konteks is dit baie duidelik om te sien dit is die Here Jesus Christus. Goed, want dit is 'n profetiese woord. Johannes die Doper is hierdie boodskapper. Daar's weerklanke. Ek dink ek sit so 'n bietjie te naby aan jou. Ek het so 'n bietjie uitgaan. Is dit weerklank as Stanley praat? Ja, sê. Stanley echo vreeslik. Okay, ek dink ek gaan nou beter wees. So wat nou gebeur is dat nie elke spelling, ons kan dit nou nie begin veralgemeen nie, want die konteks daar selfs in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, wat hy praat van die Here Jesus, die Here God Almagtig,
dan is dit ook die gewone spelling Here. So die konteks moet ons lei om te verstaan van wat sy Here as hy in die Ou Testament praat van Here met 'n gewone spelling en 'n hoofletter H. As dit natuurlik alles kleinletter is, dan praat hy van 'n afgod, want selfs die afgode, dit is wat Paulus skryf, daar's sogenaamde Here en sogenaamde gode. So selfs afgode word ook verwys na 'n God, kleinletter gespel, en na Here kleinletter gespel. Ek hoop dit kan vir julle sin maak. Ag, baie dankie my man, dat jy dit vir ons so mooi verduidelik het. Ja, mens moet dit so verstaan, anders gaan mens alles veralgemeen. Ek sien hulle sê jy is oupa nou reg, so dit is net as jy naby my sit, wat dit lekker echo. O, dan praat hy in my maatjie, maar nie my mic kom, Jack nie, oupa liefie. Okay, so die eerste Here wat hy hiervan praat, het hy gepraat van die Here Jesus Christus. Hy is die engel van die verbond van die Nuwe Testament. Okay, so ons moet dit so verstaan. Nou wie almal 'n begeerte gehad het, almal het gewag vir die Here Jesus Christus om te kom. Almal in die Ou Testament het hierdie profetiese dade uitgevoer van die wet, van die offers, van besnydenis en alles. Hulle was begeerig na die Here Jesus Christus, die verlossing wat die Here Jesus vir hulle sou bring. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het, dat in sy saad sal die verlosser kom. Okay. So en as ons kyk na die tweede Here wat hier gespel is. As ons kyk na die tweede Here wat hier gespel is dit H-E-R-E met hoofletters. Daar praat die woord van die Here God Almagtig. Okay. So die Here God Almagtig het gesê dat die Here Jesus Christus gaan kom, die engel van die nuwe verbond. So hy was nie die engel van die Here in die Ou Testament nie, want dit was van die Ou verbond. Die Here Jesus Christus het in die nuwe verbond gekom. Het ons hom so? Het ons hom so? So ons verstaan nou die Here in die Ou Testament het gepraat oor die engel Michael, en die Here in die engel van die Nuwe Testament wat hy hier oor profetiese woord oor praat in Maleagi 3, is die Here Jesus Christus wat moes kom. Okay, so dat daar nie 'n verwarring is tussen hierdie nie, want jy kan nie glo wat se leerstellings word geformuleer om rondom hierdie dinge as mense dit nie reg verstaan nie. Okay, kom ons gaan verder, kom ons gaan lekker verder. Nou, wat ons hier moet uitklaar, is natuurlik die verbond, en ons het gesê die verbond wat, dit is nou in jou les, gaan sommer so lekker deur saam met my, ek gaan dit net so 'n bietjie deurlees, dat ons net so 'n bietjie 'n draad vang van die hele saak van die nuwe verbond. Wat ons hier moet uitklaar is van watter verbond hier geskryf word. In die Ou Testament het God 'n verbond met Israel na die vlees gehad, so dit was 'n vleeslike verbond, alles was vleeslik uitgevoer, die offers, die besnydenis en alles was vleeslik gedoen. Hy het egter gesê dat hy 'n nuwe verbond met hulle sal sluit, nie soos met die oue nie. So dit gaan nie soos die ou verbond wees nie, want hierdie nuwe verbond wat hy met hulle gaan sluit, gaan 'n geestelike verbond wees. 'n Verbond wat kan losmaak, 'n verbond wat kan vergifnis bied, 'n verbond van genade en vergifnis, okay? Nou dit is die ewige en finale verbond. Nou dit gaan nou nie weer 'n verbond wees nie. So die verbond wat die Here Jesus Christus kom bekragtig het met sy bloed en wat die Heilige Gees kom verseël het. Dit is die ewige verbond, vir altyd, vir ewig. Nou as ons wil teruggaan na die ou verbond toe, maak ons onsself los van die genade van die Here Jesus Christus. Ons verval van die genade van die Here Jesus Christus. Ons val terug onder die wet, onder die sonde, onder die kennis van sonde en ongeregtigheid. So ons word losgemaak van vergifnis en redding en verlossing en vrymaking van die nuwe verbond. Okay. Wat God met die hele wêreld gaan sluit, nie net met Israel nie. Israel word ook in hierdie verbond ingesluit. Natuurlik, God het hierdie verbond met die hele wêreld gesluit. Hy het elkeen so lief, dat hy elkeen gered wil hê. So, dit is 'n verbond met die hele wêreld. En natuurlik, Israel is ingesluit, elke mens is ingesluit. Op die ou einde is die evangelie ook aan die heidene verkondig. En dit is hoekom ons ook die Here Jesus Christus kan
aanneem. Nie net die Jood nie, dis vir almal. Maak nie saak wie jy is, watter taal, nasie, volk jy is nie, wat maak nie saak nie, dis nou vir almal. Almal is gelyk. Ja, Daar's geen partydigheid nie. Dit is eintlik nou mooi hoe jy dit nou stel, dat die ou verbond was gemaak net aan Israel. Yes. En die nuwe verbond is gemaak in die hele wêreld. Sure. So dit is net baie mooi om daarop te let hoe jy dit nou daar verduidelik het. Wow, dit is so awesome om daaraan te dink, want dit is so, die Ou Testamentiese wet het skeiding gebring tussen Israel Ja. en die res van die wêreld. En die nuwe verbond het daai skeidsmuur kom afbreek, uit die weg kom ruim, Ja. sodat almal die toegang tot God se koninkryk kan kry. En dis wat Paulus sê, die Jode was nie uitgesluit uit die verbond uit nie. Ja. Alhoewel hulle ongehoorsaam was in die ou verbond, is hulle glad nie uitgesluit in die nuwe verbond nie, maar net soos wat die nie vleeslike Jood hom moet bekeer, met die vleeslike Jood hom ook bekeer. So dieselfde prinsip, dieselfde gereëls geld vir elke liewe mens op aarde, Israel ingesluit. Sure, ja, en dit is nou so mooi om te dink, dat na die Here Jesus Christus, moet die Jood ook, die vleeslike Jood, ook die Here Jesus Christus aanneem, om gered te word. Yes. Hulle is nie meer 'n uitverkore volk nie. Okay? Dit het geëindig na die Here Jesus Christus se kruisiging. So toe moet hulle ook daai keuse maak in hulle lewe. Amen. Okay, so as ons dit verstaan, kan ek vir sê, man, baie laste val af. Ver in die evangelie. Ver in die evangelie. Kom ons lees Jeremia 31 vanaf vers 1, 31, 32 en 33. Ek gaan dit maar op die dingetjie dit sal gooi. cool wees, man. Dan kan ons lekker saam deurlees. Jeremia 31. Kom ons gaan gou soontoe. 31 vers 1 tot en met vers 2, 31 tot en met vers 33. Ek mag met Jeremia 31 vers 31. Jeremia 31 vers 31. Dan kom jy vinnig daarby. Okay. Kyk, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle aan hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Wow. So dit is nie soos die ou verbond nie. Dis nie 'n vleeslike verbond nie. Dis 'n geestelike verbond waar daar vergifnis, redding, verlossing en al hierdie dinge in is. Dis nie soos daai vleeslike verbond nie. Ons moet nie terug gaan soontoe nie. Ons moet nie losgemaak word van die Here Jesus Christus nie. Okay. Amen. Lees ook natuurlik in Hebreërs 8. Julle kan dit op julle eie tyd gaan lees. Vervulling daarvan. Die vervulling natuurlik. Hoe die Here Jesus die belofte van die nuwe verbond is wat God aan die wêreld gemaak het. So dis die vervulling hiervan. Die Here Jesus Christus is die belofte van die nuwe verbond. Okay. So alles het in die Here Jesus Christus in vervulling Hy is eintlik die engel van die verbond wat in Maleagi geskryf. Ja, so hy is die engel van die nuwe verbond wat in Maleagi opgeteken is. Okay? Nou, die woord engel beteken boodskapper. So Jesus was die boodskapper van God wat vir ons die Nuwe Testament kom oordra het. En almal het op hom gehoor. Wow, dit is super cool. So, dit is so mooi. Dis eintlik wat daai hele die skrif, daai liedjies ons het mos gedoen oor die riet, geknakte riet. Ja. Die hele wêreld het op gehoop. Almal het op hom gehoop. Die in die doderyk het op hom gehoop en almal het op hom gehoop. Dis Dit is so cool. mooi. Nou op hierdie punt, terwyl ons nou weet dat die Here Jesus Christus, hy die vloek kom breek van sonde van die Ou Testament. Hy het die hele wet, profete en
profete en psalms is in hom in vervulling gebring, want daar was baie profetiese woord oor die Here Jesus Christus in psalms gewees, en dit het in hom in vervulling gekom. Ek dink, die laaste tyd wat ons die liedjies so skryf, kan julle nogal die vervulling hoor van psalms, hoe daar geprofeteer was oor die Here Jesus Christus wat sou kom. En die profete, daar is soveel profetiese woord oor die Here Jesus Christus wat sou kom. En in hom het dit in vervulling gekom. Is dit nie amazing nie? En die wet van die besnydenis, die wet van die offers en al die dinge, het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. Nou kom ons gaan luister die lied, Jesus breek die vloek, want hy het vir ons die verlossing gebring. Nie dit nie. Breek die vloek, daar is hy. Jesus breek die vloek, bevry die siel, reinig die siel, beskerm die siel. Abraham, vriend van God, ontdek, geloof sonder werke red, nie deur die ou wet, dit bring die dood, nie deur die wet, nie deur die wet, maar deur geloof. Jesus breek die vloek, bloed van die nuwe verbond, bevry die siel, reinig die siel, beskerm die siel, gered deur genade, nie uit jouself nie, gee jou hart in bekering, word bevry van duisternis, word vriend van God, deur geloof en genade. Jesus breek die vloek, bloed van die nuwe verbond, bevry die siel, reinig die siel, beskerm die siel, geloof wat vrugte dra, werke deur God gegee, groei en leef in liefde, dra lig vir anderheid. Die ou wet veroordeel, hart en sonder liefde, maar Christus maak jou vry. Hy gee lewe in jou siel. Jesus breek die vloek, bloed van die nuwe verbond, bevry die siel, reinig die siel, beskerm die siel. Jesus breek die vloek, jy is vry, vriend van God. Jo, is dit nou nie baie mooi nie, nee? As ons so luister na die liedere wat geskryf is uit die woord uit, dit leer ons so mooi. As jy na die liedere gaan luister, gaan jy sommer baie beter verstaan waaroor die woord van die Here gaan. Ek het ook gedink dit was Jesus. So bly ek het gou die regte antwoord gekry. Dit is awesome, Kitty. Dit is awesome, want dit is ongelukkig 'n leerstelling daar buite. Okay. En dit is hoe die woord ons suiwer. Dis hoe die woord ons reinig. Wanneer die woord uitgaan en jy hoor die regte ding, dan reinig dit jou siel, dit reinig jou innerlike om die regte ding te verstaan en te glo en aan te neem en daarvolgens te lewe. Want baie keer sulke dinge maak dat jy die woord van die Here nie reg lees nie. Want mense kan maklik dink dat Jesus al in die Ou Testament geopereer het. Maar hy was die engel van die nuwe verbond. So as mens dit so lekker uit mekaar uit kan verstaan, man, dan verstaan jy sommer baie van die woord. Nou, ons gaan oor, julle kan gerus natuurlik lees die verbondsark op bladsy 11 in jou handleiding. Gaan lees gerus daardeur,
wat het nou by die verbondsark gebeur en al die dinge, gaan lekker daardeur, dit is baie mooi en duidelik vir ons daar beskryf. Nou, ons gaan nou oor dat die vroue, engele en krygers. Dit is op bladsy 30 en 31 in jou handleiding. Vroue, engele en krygers. Kom ons gaan gou lekker oor soontoe, kry dit gereed voor jou en dan kan jy ook so saam met my volg. Nou ek gaan die laaste deel op bladsy 31 gaan ek so lekker vir u deurlees en deurwerk, want dit is omtrent die hoogtepunt wat ek daar wil uitlig van die uitbeelding van engele, wat natuurlik as vrouens en krygers ook uitgebeeld word. Nou, mense het baie fantasieë oor hemelse wesens. En hulle beeld engele as vroue uit. Nou, hoekom dink julle, doen hulle dit? Nou, in die gevalle waar mense engele gesien het, het sy in 'n gesig, droom of 'n vleeslike vorm, was hulle manlik. Nêrens word God se kragtige en magtige helde as 'n vroulike of tweeslagtige figuur uitgebeeld nie. Hulle is ook kragtige en magtige engele, nie feetjies met towerstaffies en pyl en boë nie. Dit is hoe engele uitgebeeld word. Dit is hoe die mens goddelike wesens sien. Ek bedoel, as jy dink aan as jy dink aan die engele wat so uitgebeeld word, die Cupid, Cupido of wat ook al, met die pyltjie en al die dinge wat nou die liefde bring tussen mense en al die dinge, dit is verskriklike dinge. Nog minder is 'n engele baba beeld met vlerkies. Nou, as 'n mens hierdie dinge aanneem asof dit so is en jy leef daarin, dan is dit 'n lastering teen die hemelse wesen. So dit is hoe jy hulle kan laster, aangesien sulke mense in hulle gedagtewêreld, in hulle dromerye, want dit is waaroor dit gaan, hè? Dit gaan vir 'n fantasiewêreld, dit gaan oor dromerye, nog besoedel is met sonde en vleeslike denke en beelde. En dit lees ons natuurlik in Judas 1 vers 8. Nou, lees lekker deur dit in jou handleiding, die detail daarvan, maar ons moet vanaand net verstaan dat engele in God se koninkryk is manlik. Nou kom ons gaan kyk gou hoekom manlik, want ons gaan nou kyk na die hele saak van manlik en sterk. En dit kry ons op bladsy 37. Gaan gou soontoe na jou handleiding toe, bladsy 37, manlik en sterk. Nou onder daardie opskryf, hoekom word engele uitgebeeld as manlik? Dit is omdat God manlik is. Dit gaan nie oor 'n geslag nie. Okay? Dis nie 'n fisiese, God is nie 'n fisiese man soos ons as 'n man in die vlees is nie. Al wat dit simboliseer, dit gaan oor gesag, dit gaan oor krag en dit gaan oor autoriteit. So dit het niks met 'n fisiese menslike geslag te doen nie. Amen. Okay? So dit is hoekom engele as manlik uitgebeeld word en ook so verskyn het aan mense, want dit is autoriteit, gesag en krag. Okay. Nou, die vloek en die vervallendheid het die fisiese geslag gebring. So God het niks met 'n fisiese geslag uit te waai nie, of die engele of enige hemelse wese nie. En die mens het die rokke van vel gekry en daardeur het hy die fisiese geslag gekry. Nou is ons man en ons is vrou, fisiese geslag. Die vleeslike liggaam. Die vleeslike liggaam bring geslag. Okay. Yes. Die vervallendheid, die vervloektheid van hierdie liggaam het dit gebring. Nou in die begin het Adam en Eva die vermoë gehad om voort te bring en te skep sonder enige seksualiteit, want hulle het nie geslag gehad nie, hulle was siel. Okay? Hulle was volmaak in die teenwoordigheid van God. So hulle het nie die geslag van hierdie liggaam gehad nie. Hierdie liggaam was na dit vir ons geskep, toe Adam en Eva in sonde geval het. Okay? Ja. So hierdie liggaam is 'n liggaam van vervloektheid, van ons gaan nou so 'n bietjie daardeur gaan. Ja, en tot vandag toe is elke mens se siel, of jy nou wil glo of nie, daar's nie 'n manlike siel en 'n vroulike siel nie. Yes. Elke mens se siel is dieselfde. Dis hoekom die woord sê in Christus is daar nog man, nog vrou, want dit gaan oor die siel. Alhoewel ons moet lewe volgens die wet van die vleeslike liggaam ook, is jou siel, jy en man en vrou se siel is presies dieselfde. Daar's nie 'n vroulike sielgeslag
en 'n manlike sielgeslag nie. Die verskil lê net in die aardse liggaam. Yes. Dit is Judas 1 vers 8, Kitty. Judas 1 vers 8 is die skrifgedeelte daarso. Nou, as jy bietjie meer oor dit wil gaan lees, wat ons nou vir jy gesê het, gaan lees in jou handleiding op bladsy 34 onder Adam die man en die manin. Yes. Okay, so dit word alles baie mooi breedvoerig daar beskryf, dit wat ons nou kortliks aan u beskryf het. Met die skrifte, met alles, okay. Nou die aardse voortplanting vind plaas deur die liggaam van sonde, die vernederde liggaam, wat verander moet word om in die hemele te wees in die teenwoordigheid van God. So hierdie liggaam is 'n vervalle liggaam, dis 'n vernederde liggaam. Dis 'n vleeslike liggaam. So niks geestelik lyk soos hierdie liggaam nie. Okay. So dis eintlik baie erg om te dink dat ons is in hierdie liggaam vasgevang. Dit is wat Paulus sê, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Yes. Want hy wou hier uitkom, want as hierdie liggaam sterf, is die siel vry. Yes. Wow, dis amazing om daaraan te dink. Dan is dit nie meer hierdie vervalle vleeslike liggaam waardeur ons moet voortplant seksueel nie. Okay. Yes. Nou dit kan natuurlik net gebeur wanneer wag. Nou God is die God wat die innerlike van die mens formeer het en hy wil die innerlike van die mens verander na sy beeld. Amen. So aan die begin het God die mens gemaak deur die Here Jesus Christus en die mens het geval in sonde en toe is sy siel in duisternis, nie meer na die beeld van God soos aan die begin nie. Yes. En nou, al hoe dit terug kan keer na die beeld van God toe, is natuurlik met wedergeboorte. Yes. Dis al manier hoe jou siel in die beeld van God kan kom. Nie deur 'n goeie mens te wees nie om te probeer sonde los op jou eie nie, deur wedergeboorte, deur 'n geestelike geboorte, dat jy die gees van God kan ontvang, dat jou siel uit die koninkryk van duisternis uitgehaal kan word in die koninkryk van lig, en sodat jou siel kan verander na die beeld van God, want jou siel kry lewe deur God se gees. Wow, is dit nie amazing nie? Hy word lewend gemaak deur God se gees wat jy ontvang met jou wedergeboorte. Ja, want is dit amazing om daaraan te dink dat enige mens kan goed doen. Maak nie saak of jy bekeerd is of jy ateïs is of wat jou godsdiens affiliasie nie. Enige mens kan goed doen. Dit is waarom goeie werke nie red nie. Amen. Wedergeboorte, dit is wat Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê. Hy sê die wedergeboorte of die bekering, redding vind plaas sonder jou werke, maar na jou wedergeboorte sê vir ons, daar's werke wat God geskep het. Hy het dit gemaak. Yes. God het werke voorberei vir ons wat wel weergebore is. En dit is baie keer die miskonsepsie dat mense voel na jou bekering het jy nie nodig om enige werke te doen nie, want Jesus het alles gedoen ensovoorts. Maar jy moet die vrug oplewer van daai nuwe lewe wat in jou is. Amen. En van daar af stap ons die pad van volharding en reinheid en waarheid. En ons moet na heiligmaking streef. Nadat ons die Here Jesus Christus aangeneem het, nadat ons wedergeboorte gekom het, is jou pad nie klaar nie, dan begin jou pad. En dis wat jy moet stap tot op die einde. Jy moet volhard tot op die einde toe. Nou kom ons gaan lees 'n skrif in 1 Korintiërs 16 vers 13. Ek gaan dit nie opsit nie, of gaan ons dit opsit? Ja, ons gaan dit maar opsit. Okay, kom ons gaan gou 1 Korintiërs, ons is mos nou besig met Bybelstudie. 1 Korintiërs 16. Ja, 1 Korintiërs 16 vers 13. Jesus breek die vloek. Ons 'n liedjie. Ons sal nog regkom. 1 Korintiërs 16 vers 13. Okay. Waak, staan vas in die geloof. Wees manlik, wees sterk. Dit is so 'n mooi skrif. Dan gaan ons kyk na Efesiërs 6. Ons gaan dit sommer gou dadelik op die skerm sit. Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
Jesus. Nou die enigste manier om hierdie sterkte en manlikheid te bekom, is om op die Here te wag. Nou dit kry ons nou mooi so onder die opskrif van manlik en sterk. Gaan asseblief daar na jou handleiding toe. O, koekies, ek het nou nie die bladsynommer hier neergeskryf nie. O, dit is op bladsy... Haai, ek nou nie die bladsynommer vir hulle gegee nie, maar gaan onder die opskrif, wees manlik en sterk. Okay. Dit is om die Here van harte te soek vir jou verlossing en oorwinning. Dit verg 'n man om God met volharding te soek. Maak nie saak wat se aardse liggaam jy het nie. Maak nie saak of jy 'n man is en of jy 'n vrou is nie. Dit vat 'n man om te volhard tot die einde. En ek dink julle kan met my saamstem. Okay, daar so dankie Elmarie, bladsy 38. Sy het nou hierdie handleiding al van hoek tot kant deurgegaan. So prys die Here. So dit is amazing om daaraan te dink. Maak nie saak wat se aardse liggaam jy het nie. Man of vrou. Jy moet manlik en sterk wees om te volhard tot die einde toe, om die Here te bly soek, om die pad te bly stap van heiligmaak, om jouself elke dag te verloon, jou kruis op te neem en hom te volg, te verneder, diensknegt te wees. Dit vat 'n man om dit te doen. Okay. Nou 'n vrou moet manlik en sterk wees. Natuurlik, sy moenie 'n fisiese man wees nie, om haar aardse man onderdanig te wees, volgens God se voorskrifte, in alle sagmoedigheid en nederigheid. Dit vat 'n man om dit te doen as vrou. Is dit nie so nie? Dis nie ons natuur nie. Ons moet heeltemal deur ons natuur breek, om gehoorsaam te wees aan God se voorskrifte, om onderdanig te wees aan ons man, sagmoedig en nederig. Want vrouens wil oorheers, vrouens wil oorvat. Vrouens wil nie onderdanig wees nie. Hulle hou nie van gesag nie. So ons moet heeltemal deur 'n hele natuur breek om deel te kan wees van hierdie manlikheid en krag. Okay. 'n Man moet manlik en sterk wees om sy vrou lief te hê. Is dit nie so nie? Volgens God se voorskrifte om sy lewe neer te lê. So, jy moet jou lewe neer lê as man vir jou vrou. Jy moet sterf dat sy kan lewe en natuurlik die vrou ook moet sterf dat haar man kan lewe. So, sodat sy gesin die Here kan dien. Dit is die groot saak van 'n man om nou weer daai deel in sy lewe uit te sorteer. Jy moet 'n man wees om dit te kan doen. Die Here sê ook vir Joshua, wees manlik en sterk en vol moed en nougeset met hy handel volgens die woord en die bevele van die Here. Dit is wat God van ons verwag. Jy moet wandel volgens die woord. Dit is om manlik en sterk te wees. Dit is om te oorwin. Om volgens die bevele van die Here te handel en nougeset te wandel volgens dit. Dit sien God as manlik en sterk. Wow. Ja, dit is so mooi. Nou dit verg natuurlik erg mannemoed om die bevel en die woord van God in alle opsigte tot uitvoer te bring. Is dit nie so nie? Dit verg 'n man om die Here te dien. Baie keer dink manne, hulle is manne as hulle allerlei dinge doen. Om die Here te dien is manlik en sterk. En natuurlik ongelooflik aantreklik. As ek dit net so mag ingooi. Ja, presies. Dit maak jy tot jou ore toe verlief op jou man as vrou. Jy nog steeds verlief. Vreeslik. Na 34 jare is ek nog so verlief. Ek kry nog vlinders in my maagie. Ag, my moeder. Ek dink is nou al groot motte. Ja, so dis amazing. Dis groot woorde, dit is so. En wanneer die man nie weer gebore is nie, moet die vrou nog onder daardie man wees. Dit is natuurlik as jou man in sonde en ongeregtigheid en dinge is, kan jy nou nie volgens dit gaan nie, as hy jou dwing om allerlei dinge te doen wat jy nie moet doen nie. As kind van die Here gaan jy dit nie doen nie, maar ons as vrou moet die regte gesindheid behou. Okay? Ons moet vrug oplewer, ons moet sagmoedig wees, ons moet vredevol wees en alles, sodat dit die man kan trek om die Here te dien. Ja, want die ding is die aanhouse gedrag moet nie jou geestelike lewe belemmer nie. Dis eintlik die groot sy van die saak.
En in 1 Korintiërs 7 is daar 'n mooi gedeelte in opgeteken wat 'n ongelowige persoon en 'n gelowige persoon wat getroud is. Kom ons vat maar nou die voorbeeld, die man is ongelowig en die vrou is gelowig. Yes. Die vrou moet nog in alle opsigte onderdanig wees, liefdevol wees, uitreik, en ek meen dit is 'n challenge as 'n man nie die Here dien nie, en jy kry natuurlik vrede mans, jy kry sagmoedige mans, jy kry medium mans, jy het so kan stel, en dit is ook, die ding is nommer 1, kom ons sê, jy het in die wêreld getrou, het jy definitief op jou eie stoom besluit, of op jou eie insig besluit, jy gaan daai man trou, so dis jou keuse, is jou besluit wat jy gemaak het. Baie keer het mense jou gewaarsku om nie met daai man te trou nie, maar toe het jy nogtans voortgegaan, en die groot ding is, baie keer was vrouens bekeerd, en hulle het uit desperaatheid net 'n man gaan soek, so dit is ook uit jou eie beweging. So nou sê die woord van die Here, jy moet in vrede saam met daai ongelowige persoon lewe. En dit is 'n challenge, om met 'n ongelowige persoon getroud te wees, is 'n uitdaging, maar as jy werklik waar in liefde dit kan, en die huwelik moet jou na daai punt toe lei, maar as die man vir jou sê, kom drink saam met my 'n dop, en gaan saam met my bar toe, wat ook al, jy mag dit as vrou geheel en al weier, want dit is die werke van sonde. En ons weet natuurlik wat baie keer op sulke dinge uitloop, maar dit is 'n groot saak, as jy voor die Here, as die Here sê op een plek, tot jou vyande sal met jou vrede hou. So as jy werklik waar as vrou die voorbeeld leef, nie elke dag jou man oor die kop slaan en vir hom preek en hy moet regkom en hy doen sonde nie, dit beteken niks. Hy moet die liefde, die sagmoedigheid van Christus in jou as vrou sien, en dit is hoekom die woord sê, die vrou se gedrag moet van so 'n aard wees, om ander te win sonder woorde. So, dit is 'n challenge, ons verstaan dit geheel en al, maar dit is die saak van want dan as jy nie bekeerd is, jy maak dit nie saak nie. Maar as jy bekeerd is, geld dit wat in die woord opgeteken is vir ons. Ja, natuurlik. Okay, so het ons die antwoord daar, ek sien almal sê hulle is reg met dit. So ja, miskien tot wedergekom na die huwelik. Ja, baie keer ongelukkig kom 'n man en vrou nadat hulle getroud was in die wêreld tot wedergeboorte, en ek moet vir jou sê, dit is 'n challenge. Dit bly 'n challenge. Maar die Here kan alles ten goeie laat meewerk. Ja, nou, kan verander en uitsorteer. Ja, nou kom nou net een tot bekering, dis wat ek nou gesê het, jy het nie anyway uit eie beweging gaan trou as sondaar. Ja. So, dis wat ek eendag besef het, hoorie, so ons moet ons verantwoordelikheid kan aanvaar, besluite wat ons gemaak het, dis asof ons verantwoordelikheid wil afskuif op iets. Dan het jy 'n besluit gemaak, aanvaar hy besluit, bring dit voor die Here, sê Here, ek is nou bekeerd, my man of my vrou is nie bekeerd nie, dis 'n geweldige uitdaging, en as jy in liefde voor God gaan kom, en jy gaan werklik waar jouself verneder, dan kan die Here jou uitsorteer in gesindheid en al uit klas van ding wat nodig is. Ja, amen. Nou, dis mooi. Baie aantreklik, ek staan. Baie aantreklik. Dankie, verstaan. Ja, nee, kyk, elke vrou soek 'n man wat die Here dien. En mans verstaan dit nie altyd. Die mans dink hulle moet net provide. 'n vrou is verlief op 'n man wat die Here dien. Hy moet liefde provide. Hy moet liefde provide, geestelike kossies provide. Dan is jy tot jou ore toe verlief op so 'n man. Jy sal die pad saam met hom stap, jy sal saam met hom in die veld bly. Glo vir my. Yes, amen. Maar jy sal hy is die mooiste ding wat bestaan. Nou geestelik is ons ook manlik en sterk om God onderdanig te wees. So jy moet manlik en sterk wees om God onderdanig te wees. Jy moet sy gesag aanvaar, jy moet sy woord aanvaar. Is dit nie so nie? En 'n mens as sulks, dit gaan nie net oor 'n vrou nie. 'n Man en 'n vrou sukkel met gesag om te onderwerp. En veral aan God wat ons nie sien nie. Is dit nie so nie? Dan moet jy onderwerp aan die woord wat jy lees, en jy moet dit so doen en toepas sonder om te sien. Dis geloof. Dis manlik, dis sterk. Okay. Amen. Nou, ons lees 'n bietjie verder daar, soos 'n vrou die sinnebeeld op aarde is dat ons kan sien en verstaan hoe dit geestelik werk. So ons kan by die vrou sien hoe dit geestelik moet werk. Okay. Ons moet onderdanig wees aan ons man. Ons moet getrou wees aan die woord van die Here. Ons moet dien in al hierdie mooi dinge. Nou, as ons aardse maniere en metode verwronge is, dan sal ons geestelik ook nie verstaan hoe dit werk nie. Geestelik gaan jy nog steeds probeer operate in jou opstandigheid of oorheersing of wat ook al, as jy nie verstaan wat die woord van die Here, van die vrou
verlang wat onderdanig moet wees nie. Okay. Nou 'n vrou wat haar eie ding doen en nie aan haar man en geestelike manlike gesag onderworpe is nie, is soos Eva wat eenkant deur die slang verlei word. Satan het geweet hy moet die vrou eenkant kry uit die oog van haar man en sy gesag. Hy kon toe op sy gemak met haar praat en haar sodoende verlei. Dit is waarom God beveel het dat haar man oor haar sal heers. Okay, so toe die aarde vervloek is, toe is die opdrag daar, die man sal oor die vrou heers. Okay, en misbegeerte sal na ons man wees. Altyd, altyd, altyd. Elke liewe vrou het 'n begeerte na 'n man. Altyd. Okay, nou al bely 'n vrou dat Jesus haar gesag is, moet sy die orde van die geskrewe bevele van God gehoorsaam. Al sê jy dien die Here en Jesus Christus is jou gesag, moet jy lewe volgens sy woord, volgens sy bevele. Amen. Okay? Want baie vrouens wat sê hulle dien die Here, is so uitspattig en oorheersend en gaan net aan en is onder verleiding en verlei ander en dit is eintlik 'n geweldige saak. Nou, dit is om nog steeds manlike gesag te erken en te eerbiedig. Want ons het 'n leier wat ons kan eerbiedig as jou man nie die Here dien nie, het jy 'n leier op hierdie stadium wat jou kan lei en help en wat jy kan eerbiedig. Onthou, ons is nog steeds in hierdie geval 'n liggaam en ons moet die Here daarvolgens dien. Is dit nie so nie? Ons is in hierdie liggaam en volgens hierdie liggaam, volgens die wet van hierdie liggaam van vrou of as man, moet ons die Here dien. Ons het nie 'n verskoning nie. Ek sê baie keer, ek het nie opgesaai vir die lyfie nie. Mens weet nie wat gaan gebeur in die lyfie nie. Nou, na jou wedergeboorte is jy innerlike nuwe mens. Jy word weergebore in God se koninkryk. Jy het hierdie geestelike geboorte deurgegaan. So jy is nou 'n nuwe skepping in God se koninkryk. Jy's nie geskape in God se koninkryk. Jou siel lewe. Dit het nie geword, dit is nou verander na die beeld van God, jy die gees van God ontvang. Nog gebeur soveel dinge wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem. En in hierdie liggaam wat nog van sonde is, wat in sonde vasgevang is, moet ons die Here dien. Ons moet oorwin. En dis wat Jesus Christus vir ons kom wys het. Ons kan hierdie vlees oorwin. Ons steur ons aan te veel dinge. Ons het te veel begeerlikhede. Ons streef nog na die wêreld. Ons wil terug gaan Egipte toe. Dis hoekom ons nie oorwin nie. En Jesus Christus het vir ons so mooi kom wys hoe jy hierdie vlees oorwin. Okay. Nou die eienskap van 'n vrou word gebruik. Die eienskap van 'n vrou wat gebruik word is onderdanigheid en dat ons begeerte na ons man moet wees. Nou ons geestelike man is die Here Jesus Christus. Hy is die hoof van die liggaam. Nou dit is waarom die liggaam van Christus beskryf word ook as 'n vrou. So ewen 'n man in die liggaam van Christus word beskryf as 'n vrou. Yes. Want ons moet die Here Jesus Christus volg. Ons moet onderdanig aan hom wees. Ons begeerte moet na hom wees. Amen. Okay. En Jesus het sy hemelse Vader vir 'n tyd verlaat, sodat hy sy lewe kon neerlê om sy vrou, die liggaam, aan te kleef. Yes. Okay? So of jy nou 'n man is en of jy 'n vrou is, jy word beskryf as 'n vrou en die eienskappe van 'n vrou geld vir elkeen, vir die man en vir die vrou, om onderdanig te wees en om jou te onderwerp aan die Here Jesus Christus en dat jou begeerte na jou man, die Here Jesus Christus, moet wees. Okay. Nou hy het sy lewe kom neerlê om die liggaam te kom aankleef. Dit geld nie net terwyl ons op aarde is nie, maar hy gaan sy vrou wat hy aankleef vir ewig en vir altyd na die Vader se huis toe neem. Hy het vir ons gaan plek voorberei. Hy gaan ons vat waar hy is. Ja, prys die. So, dit is so mooi. Super Nou kom ons cool. kyk gou hier na 'n skrif in Efesiërs 5 vers 30 en 31 en 32. Efesiërs 5 vers 31, vers 30 tot 32. Kom ons kom net gou hier by Efesiërs uit. Waar is Efesiërs nou? Seriously? Daar sê ek is by hom. Efesiërs 5 vers 30. Kom ons gaan gou oor. Jesus. Okay, Efesiërs 5
Vers 30, julle hoor van die liedjie baie. Okay, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So die Here Jesus Christus, Karen kamera. So die Here Jesus Christus het sy vader verlaat om sy liggaam te kom aankleef. Die liggaam van die Here Jesus Christus, sy gemeente, te kom aankleef. Amen. Okay? En hy gaan ons vat terug waar hy is. So hy het vir ons gaan plek berei, en hy gaan ons neem waar hy is. Prys die Here daarvoor. Ons gaan nie meer op hierdie aarde wees, waar smarte en pyn en computers en kameras en allerhande dinge is nie. Dit is so mooi. Nou terwyl Jesus bereid was om sy vader se huis vir 'n tyd te verlaat, sodat hy ons as mens kan aankleef, moet ons hom ook van harte onderdanig en gehoorsaam wees. Uit dankbaarheid hiervoor moet ons leef volgens sy bevel en sy gebooie. So, dit is so mooi. Hy was bereid om dit te doen vir ons. Ons moet bereid wees om volgens sy woord, sy bevel, sy gebooie te lewe. Nou, God het die man Adam eerste geskape, na sy gelykenis en beeld. Die oorspronklike vrou, die manin, het hy ook hierdie beeld gehad. Nou, die aardse liggaam van die vrou is die beeld van ongehoorsaamheid aan God. Want Eva het sonde gedoen. Sy het geval vir die versoeking. So, hierdie liggaam van die vrou is die beeld van die ongehoorsaamheid teenoor God. Want as gevolg van haar ongehoorsaamheid, moes God die rokke van vel vir die mens skep. So hierdie liggaam is glad nie grand nie. Hierdie liggaam is 'n vervalle, aardse, vernederde liggaam. Okay. So ons moenie die aardse vroulike liggaam verheerlik of verhoog en allerhande uitbeeldinge en voorstellinge oor dit maak nie. Want dan verhoog ons die liggaam van ongehoorsaamheid. Okay, so dit is baie belangrik. Ons het mos nou gepraat oor die uitbeelding van die engele en die krygers en die dinge. So baie keer wil die vrou haarself opblaas as hierdie kryger. Sy wil hierdie liggaam gebruik om haarself op te blaas. Sy wil dit uitbeeld as hierdie kryger, maar hierdie liggaam is die liggaam van sonde, van ongeregtigheid. So as jy dit doen, dan verhoog jy hierdie liggaam, wat die mens beskry na die val, verhoog jy, asof dit iets in God se koninkryk kan beteken. Dit kan niks in God se koninkryk beteken nie. Okay. Nou, indien ons wel die eienskap van die vrou verstaan, sal ons verstaan om God gehoorsaam te wees. Deur nie een kant buite die geskrewe bevele en woord dinge te doen nie. Ons sal dan begeerig wees om te verander na sy beeld en gelykenis. Dit is wanneer ons manlik en sterk is. Nou die vrou is die beeld van ongehoorsaamheid en dit is waarom Satan se engele as vroue en vrouehelde uitgebeeld word. Want Satan is in rebellie, Satan is in opstand teenoor God en dit is hoekom hy sy engele uitbeeld as vroue. Okay? Want dit is die vrou wat ongehoorsaam was, wat geval het vir hom. En nou beeld hy sy engele en dinge en helde uit as vroue. So ek dink ons kan al klaar vanaand iets verstaan. Van as ons ongehoorsaamheid en rebellie teenoor God se woord het, sal ons agter hierdie dinge aangaan. Sal die vrou haarself verhoog, die vrou wat se liggaam die beeld is van ongehoorsaamheid, van opstandigheid, van rebellie teenoor God. En vrouens is geneig om hulle self in hierdie portrette en op Facebook en alles hulle self vir hierdie kryger te maak. So eintlik deur daai prent beeld hulle eintlik hulle rebellie uit teenoor die waarheid van God se woord. En ek meen dit is so, wanneer jy met daai vrouens deel, glo my, ek en Karen was al menigte male daar, jy kry 'n geweldige teestand. Ja, dit is verskriklik. As jy daar die woord lees of iets, dis
baie erg. Elke keer wanneer 'n vrou 'n prent of voorstelling van 'n vroukryger of held deel, of aanvaar en daarmee vereenselwig, dan verhoog sy die aardse gevalle liggaam van die vrou. Nou die geestelike vrou, manin, lyk nie soos ons aardse liggaam nie. Jou siel lyk nie soos hierdie aardse liggaam nie. OK? En ons is so besig met hierdie aardse liggaam. Liewe Letty. En ons verhoog hierdie aardse liggaam. En ons wil onsself opblaas met hierdie aardse liggaam. Jy's nou hierdie kryger, jy's nou hierdie vrou, jy's nou hierdie warrior. Ek kan vir julle sê, dit is 'n geweldige opstand rebellie, want wat moet die vrou wees? Onderdanig aan God, nederig, sagmoedig. En wat wil die vrou wees? Heeltemal iets anders. Sy wil 'n fighter wees. Sjoe, dis eintlik baie erg om aan te dink. Nou die aardse liggaam van vlees en bloed is 'n liggaam van sonde en ongeregtigheid. Dit kan God se koninkryk nie ingaan nie. Nooit nie. Maar dit gaan verander word na die beeld en die gelykenis van God. Dit help ook nie om 'n aardse manlike kryger of held uit te beeld as 'n geestelike kryger nie. Dit doen afbreek aan die krag en waarheid van God. Amen. So maak nie saak of jy nou 'n vrou uitbeeld wat so is en of jy nou 'n man uitbeeld wat so is nie. Ons het mos die liedjie geskryf van die krygsman, die goeie krygsman. Dit is in die woord van die Here. En hy sê hy wikkel hom nie toe in die werksaamhede van die wêreld nie. In die sorge, in die moeite, in die genot van hierdie wêreld. Hy raak nie daarmee besig nie, want dan verloor hy fokus op God se koninkryk. So ons gaan veg nie en ons beklei nie en ons gaan nie te kere nie. Ons gaan onderwerp aan God. Sodat die duiwel van ons kan af wegvlug. Ons gaan veg nie 'n duiwel nie. Ons gaan onderwerp en dit is manlikheid en sterk en krag om te gaan onderwerp aan God se woord sodat die duiwel van jou af kan wegvlug. Dis die krag wat jy in God het, is om te onderwerp. So, dis eintlik verskriklik mooi om aan te dink terwyl ek nou so hieroor praat. Nou in ons dag en tyd kan ons sien hoe Satan se mag oor hierdie wêreld toeneem. Dit is soos in die tyd van Israel waar die Here gesê het dat die vroue sal heers. Nou kom ons gaan na die skrif toe daar. Ek net gaan kyk wat my skrifte is. Yes. In Jesaja 3 vers 11. Jesaja. Kom ons gaan lees gou wat sê die woord van die Here oor hierdie saak. Want wat was sal weer wees. Dit is net hoe dit was. Stem julle die mooiste bediening. Ag, jy's die oulikste ding. Dit maak my net nog meer verlief. Skeer om te besef hoe die wysheid en die mag van wêreld en die mag van Satan is. Dit is die waarheid. So kom ons gaan transition gou daarso. Dan gaan ons na die skrif toe. Jesaja 3 vers 11 tot en met vers 13. Wie die goddelose, met hom gaan dit sleg. Waar is ek nou? Ja, is reg. Ja, wie die goddelose, met hom gaan dit sleg, want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. Die drywers van my volk is kinders, en die vroue heers oor hulle. O my volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot 'n dwaal weggemaak. Die Here staan daar om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. En dit is erg om aan te dink. Dit wat was, sal weer wees. Is dit nie so nie? Die vrouens is die drywers. Die kinders is die drywers en die vroue heers oor hulle. Want die vrouens heers en die kinders gaan en die kinders is ongehoorsaam en die kinders is bederf en hulle gaan. Dis eintlik erg. En die vroue moedig hulle aan om te wees wat hulle is met daai geaardhede en gesindhede en dinge. Ja. En die vrouens wat so heers, is verleiers. Hulle is die leiers en hulle verlei. Weet jy hoeveel keer sien ek vroulike predikers met wyn in hulle hand staan en promote iets geestelik. Dis verleiers. Dis die leiers.
Dis hulle wat opstandig is, dis hulle wat rebels is teen God se woord, wat nie onder gesag kan onderwerp nie. Nou dit is daar hoekom daar so groot saak is oor mag vroue bedien. Want ek bedoel, die hele wêreld sien eintlik die klug rondom hierdie dinge. Want vroue hak uit, vroue oorheers, vrouens dryf. Vrouens is in rebellie teenoor hulle eie mans, teenoor God. En dit is die groot saak, ons moet verstaan as vrou. Wat is die verantwoordelikheid van jou met jou vroulike liggaam teenoor God se koninkryk? So. Om 'n begeerte na jou man, die Here Jesus Christus, en na jou eie man te hê. En om onder gesag te kan onderwerp. Onder die Here Jesus Christus, wat die hoof is van die liggaam, en jou man as hy die Here dien. Of jou geestelike leier, wat jou lei. OK, so. Ja, dit is erg hierdie dinge, mense. Nou, wanneer ons besig raak met hierdie dinge, raak ons besig met vervallendheid, met sonde, en met ongeregtigheid. Nou, volgende week gaan ons oor die huwelik praat, en hierdie is 'n lekker oploop na die les van die huwelik toe. So ons maak vanaand klaar met die engele. Daar is nog sekere dinge wat julle kan gaan lees met die engele les, wat nog interessant is en so aan. Kan julle nog deurlees? Ek gaan nie vanaand alles bespreek nie. Ek dink dit is wat die hoogtepunte van die hele les wat ons moet verstaan. Die beginsel van die hele les wat ons moet verstaan. OK, nie eers die engel het met Satan beklei oor Moses se liggaam nie. Wie dink ons is ons? Dit is so, hy het hom net bestraf. OK. En so volgende week gaan ons oor na die huwelikles. Daar is huwelik 1 en 2. Asseblief moet dit nie misloop nie. Dit is so amazing wat ons daar gaan bespreek. Ons gaan weer baie leer. En ons het 'n lied oor wees manlik. En ons gaan net nou so lekker speel, terwyl ons nou gehoor het, ons moet manlik en sterk wees. Ons moet onderwerp, ons moet hierdie pad stap tot op die einde toe. Dit vat 'n man om die pad van die Here te stap. Dit vat 'n man om te volhard tot die einde toe, om onderdanig te wees aan die gesag, aan die woord, en om dit te leef en dit toe te pas. Ek hoop hierdie Bybelstudie het vir ons beteken vanaand dat ons harte kan oopmaak en verstaan waar God se koninkryk gaan, waar die woord gaan, hoe ons manlik kan wees, hoe ons sterk kan wees, hoe ons moet onderwerp, hoe ons moet uitsorteer in ons geestelike lewe. Amen. Kom ons skakel oor na die lied toe, en julle moet 'n baie lekker aandjie hê, en ons sien mekaar môre aand 6:30 wanneer Stanley die Engelse deel ook gaan bedien van die engele, môre aan die tweede deel. Asseblief skakel in, julle hoor, hy bedien so lekker en ons leer so baie, maar vanaand het ons die beginsel hier in Afrikaans. So as hy vir ons die hele vleis gee, nê, dan verstaan ons dit nou mooi en lekker. OK, so skakel môre aan in asseblief, en dan luister julle ook saam met hom die Engelse bediening. Prys die Here. Lekker aantjie, lief vir almal. Jy's my man. Dis hy. Broeders, wees standvastig, onbeweeglik in die Here, wees getrou. Waak, staan in geloof. Wees manlik, wees sterk. Waak, staan in geloof. Wees manlik, wees sterk. Broeders, wees standvastig, wees sterk. Broeders, wees standvastig, onbeweeglik in die Here. Waak, staan in geloof. Wees manlik, wees sterk.
Wees getrou, onbeweeglik. Waak, staan in geloof. Wees manlik, wees sterk. Waak, staan in geloof. Wees manlik, wees sterk.